Ek sit vandag alweer met daai woord van vryheid, julle, en ek kan nie my kop om die ding kry nie, want dit is die basis my van alles. Waar ons twee in hierdie land, die ding van vryheid, persoonlike vryheid, vryheid om te kan jou besigheid doen soos wat jy graag dit wil gedoen nie, om jou kinders te kan grootmaak soos wat jy dink dit behoort te gebeur. En as baie dinge te sê oor die woord vryheid, en ons kan uit ons oogpunt argumenteer vanuit 'n Christelike oogpunt vanuit die radio se kant af. En ek is nie 'n kenner nie. Ek is bloot iemand wat dit in my lyf voel, wil ek amper sê, en 'n opinie daaroor het. Maar vandag het ek vir julle 'n goeie gas wat 'n baie groter kenner op die dinge is en veral uit 'n regsoogpunt uit wat ek bitterman van weet. Radio Nuwe Lied. Jou Christelike lewenswyse radiostasie. Klets met Corneille. Gesels saam oor alles. En nog wat. Vandag se gas, liewe vriende, is iemand wat ek nie hoef eers aan jou bekend te stel nie, Ernst Roots, en vir die mense wat belangstel as ek dit tel, Dr. Ernst Roots. So baie dankie, baie welkom. Dankie, nee, lekker met julle te gesels. En ja, genoem my sommer net Ernst, dis reg, maar dankie. Nee, ek sien uit na die gesprek. Ernst, jy is nou die uitvoerende direkteur van Lex Libertas, en ons sal hopelik bietjie daaroor uitkom van nou. Wat ek graag vandag met jou wil bespreek, en liewe vriende, net dat julle weet, daar is nie 'n spesifieke tema om vandag nie. Ek wil basies praat oor wat jy studeer het, want dit is 'n baie goeie, amper wil ek sê, platform om te verstaan op 'n manier wat in ons land in die gang is en moontlike oplossings vir wat ons kan doen in die land. Op jou webwerf het ek gesien dat jou meestersgraad wat jy gedoen het gegaan oor, sy fokus was in watter mate minderhede se regte beskerm word onder die Suid-Afrikaanse konstitusie. So, lê 'n bietjie vir ons daai uit. Wat is dit veronderstel om te doen en wat gebeur in praktyk? Hoe lyk dinge? Ja, so dit is 'n tema wat my naby aan die hart lê en wat baie belangrik is. En een van die onderliggende vraagstukke hier, of kom ek sê, een van die onderliggende temas is daai verskil. Ek praat baie daaroor, maar die verskil tussen de jure en de facto. De jure beteken wat sê die wet, en de facto beteken wat gebeur in die regte lewe. En die metafoor daar wat ek maar dikwels gebruik net om dit te verduidelik is as daar nou twee marsmannetjies aarde toe kom en hulle land hulle ruimteskip hier in Suid-Afrika en hulle opdrag is hulle moet ondersoek wat gaan aan in Suid-Afrika sodat hulle kan verslag doen aan die moederskip daar iewers in die ruimte. En die een marsmannetjie bly in die ruimteskip en hy lees die Suid-Afrikaanse grondwet. Dit is sy navorsing. Maar hy gaan nie uit, hy klim nie uit nie. Die ander marsmannetjie lees niks nie, maar hy klim uit en hy gaan loop rond in Suid-Afrika en hy kyk wat gaan aan. Die punt is, daai twee marsmannetjies gaan totaal nie net uiteenlopende nie, maar in sekere opsigte teenstrydige verslae lewer. En dit is omdat die een 'n de jure verslag gaan lewer en die ander een 'n de facto verslag. Nou die dilemma wat ons mee sit is dat die Suid-Afrikaanse grondwet was geweldig geloof en geprys toe dit aangeneem is in 1996. Dit was beskryf as die mees moderne grondwet, mees liberaal ensovoorts. En die aanname was dat omdat die land 'n goeie grondwet het, gaan die land goed regeer word. Nou, net interessant, daardie aanname was ook die vertrekpunt agter 'n land soos Liberia, wat eintlik maar net 'n kloon van die Amerikaanse grondwet het. En die aanname was, Amerika is 'n goeie land, wat die FSA, wat dit gaan goed daar, en dit moet wees omdat hulle so wonderlike grondwet het. So kom ons gee hierdie grondwet vir Liberia. Nou goed, Liberia is 'n land wat nog baie meer chaos het as Suid-Afrika. Nou die punt is dat dit wat in die grondwet staan nie noodwendig die werklikheid is nie, of nie noodwendig die werklikheid word nie. En wat ek in my studies tot die gevolgtrekking gekom het is, eerstens, daar's 'n baie groot gaping tussen wat die grondwet sê en wat regtig gebeur. Tweedens, daar is uiteenlopende maniere om die grondwet te vertolk. So dis een ding om te sê, die grondwet is wonderlik, omdat my vertolking van die grondwet 'n goeie vertolking is, terwyl iemand anders 'n ander vertolking het. En daar's baie voorbeelde, as die grondwet sê, jy het 'n reg op toegang tot behuising, dan moet iemand vertolk, wat beteken toegang tot behuising? Beteken dit, as jy nie 'n huis het nie, moet die staat vir jou 'n huis gee, jy het 'n reg om 'n huis te kry, verniet te kry as jy nie een het nie? Of beteken dit, jy het 'n reg om te werk en met jou geld wat jy verdien 'n huis te koop?
of as die grondwet sê, die staat mag jou eiendom onteien as dit in die openbare belang is, dan moet iemand interpreteer wat beteken openbare belang. Ja. En in Suid-Afrika stem ons nie saam hoe die grondwet interpreteer moet word nie. So dit is 'n tweede punt, en dan 'n derde punt is, die grondwet het tog, en ek weet dit grens amper aan kettery om so iets te sê, maar daar is sekere leemtes, in die sin dat die grondwet erken nie eintlik gemeenskapsdinamika nie. Die grondwet sê byvoorbeeld, jy as 'n individu het die reg om te studeer in die taal van jou keuse, waar dit prakties haalbaar is. Maar, en nou dit klink goed, nou kan jy sê, goed, so ons moet in Afrikaans kan studeer, maar die grondwet sê nie, die Afrikaanse gemeenskap het 'n reg op Afrikaanse skole nie. So, en die prakties beteken dit dat indien daar byvoorbeeld nie meer Afrikaanse skole is nie, dan is jou reg om in Afrikaans te studeer irrelevant, en jy kan nie regtig daarop aanspraak maak nie. Maar jy kan nie as 'n gemeenskap sê, volgens die grondwet het ons gemeenskap 'n reg op skole in ons taal nie, want jy het nie, dit staan nie daar nie. So Ja. ek dink 'n derde punt net daar is, prakties gesproke, sou daar beter bewoording kon wees, om seker te maak dat gemeenskappe en groepsdinamika beter erkenning en die grondwet kry en beter beskerm word. Ja, daai is 'n ding natuurlik, want dis so waar wat jy sê van onafhanklik van wat daar staan, die prentjie in my kop is altyd ons regering in my kop kyk na die land en bestuur dit soos 'n koning met 'n koninkryk in plaas van 'n regering wat namens hulle mense moet sake hanteer. So wat die papiertjies sê en hoe die praktyk lyk is twee heel verskillende dinge. Sommige net vinnig aan na die tweede punt toe, jou doktorsgraad toe. Het jy gedoen en die fokus daarvan was die woordjie van my hart en dit is vryheid. En dit sê die fokus daarvan, dit is die beskrywing van wat is vryheid in 'n westerse konsep en ook binne die konteks van gemeenskap. Ja. Verduidelik vir ons 'n bietjie daai konsep. So ja, die ding van vryheid wat so ongelooflik is daar's niemand in die wêreld wat teen vryheid is nie. Almal is ten gunste van vryheid, maar mense het verskillende vertolkings oor wat beteken dit om vry te wees. Ja. So my doktorsgraad was 'n LLD, so dis 'n doktorsgraad in regte, maar dit is in regsfilosofie. Natuurlik met 'n fokus op wat beteken vryheid en van ook bietjie vanuit 'n regsperspektief af, hoe behoort 'n politieke stelsel of 'n regsstelsel, dis nou die onderliggende vraag, te dink oor iets soos vryheid. Ja. En die hoek wat ek daar gevat het was om in my doktorsgraadseries wat ek vreeslik geniet het, en ek geniet die onderwerp nou nog vreeslik baie, is 'n soort van 'n filosofiese blik op die betekenis van vryheid, omdat die betekenis van vryheid soveel verander het. En veral na die verligting en nog meer spesifiek na die val van die Berlynse muur in 1989. Dit was die tyd toe die wêreld begin praat het oor 'n nuwe wêreldorde. Dit was 'n president George H.W. Bush het daaroor gepraat en ek dink 1992. Dit was die tyd toe boeke gepubliseer is soos The End of History wat eintlik gesê het dat liberale demokrasie is die finale vorm van menslike ontwikkeling. Uiteindelik gaan die hele wêreld liberaal word. So ons beskouing van vryheid is 'n baie liberale idee van vryheid. En terwyl dit eintlik 'n baie nuwe idee is, oor die geskiedenis heen het veral die Weste gedink aan vryheid as iets wat behoort aan die gemeenskap of aan die volk of aan die nasie of watter woord jy ook al wil gebruik. En interessant, daar is vandag 'n soort van 'n debat, en ek het al aan sulke debatte deelgeneem oor, beteken vryheid nou vryheid vir die individu of beteken dit vryheid vir die gemeenskap? En Plato het nogal daaroor geskryf in sy Republiek, in Plato se Republiek in die boek. En dit kom eintlik maar daarop neer in Aristoteles en van die ou klassieke antieke denkers se beskouing van vryheid was iets wat dis nie eintlik 'n argument tussen twee opsies tussen die gemeenskap en die persoon of die burger nie, maar 'n balans tussen die twee. En hoe die Grieke byvoorbeeld daaraan gedink het is 'n mens wat vry is 'n gebalanseerde mens en om 'n gebalanseerde mens te wees, moet jy jou plek vol staan, soos wat hulle dit nou in Grieks noem, in die oikia en in die agora. En wat dit maar net eenvoudig beteken is in jou huis en in die markplein. Met ander woorde, in jou privaat lewe, in die konteks van jou gesin, moet jy, as jy 'n man is, 'n goeie man vir jou vrou wees, 'n goeie pa vir jou kinders wees. En dis 'n kernelement van vryheid. Jy moet daar by die huis in die private sfeer, kan 'n mens sê.
maar ook in die markplein. Met ander woorde, daar waar die gemeenskap bymekaar kom, moet jy betrokke wees by die dinge van die polis, soos wat hulle dit genoem het, of die staat, of die stadstaat. En vryheid was nog altyd beskou as 'n soort balans tussen, jy is vry as jy 'n bepaalde element van individuele vryheid het, maar jy is ook vry as die gemeenskap waaraan jy behoort, die vryheid het om hulle kultuur te beoefen en hulle lewens in te rig volgens hulle kulturele voorkeure. Want verskillende kulturele voorkeure, daar bestaan verskillende kulturele voorkeure en dit beteken nie noodwendig die een is reg en die een is verkeerd nie. Dis net eenvoudig hoe mense is mense organiseer in kultuurverband en wil binne in daai kultuurverband of hulle ontwikkel sekere idees en praktyke en hulle wil hê dat dit beskerm en bewaar moet word. En 'n baie praktiese voorbeeld daarvan is taal. Taal is iets wat uit 'n kultuur uitspruit en 'n mens wil binne in jou taal kan voortbestaan en jou taal kan praat. Ja. En so dit gaan eintlik oor daai balans tussen vryheid vir jou as persoon, maar ook vryheid vir die gemeenskap waaraan jy behoort. Lekker koffie word op die heel beste natuurlike metodes verbou in die hoof koffieproduserende lande in Afrika. Jy kan sommer die kwaliteit proe. Spesialis koffie van ander gebiede is ook beskikbaar. Jy kan jou bestelling plaas by juweliet.co.za. Dis beskikbaar in verskillende sterktes, as bone of gemaal en in 3 verskillende groottes verpakking. Onthou, as dit nie sê lekker koffie nie, dan is dit nie lekker koffie nie. En ek dink dis net mooi daar waar ons land 'n probleem het in daai opsig dan ek lei af dis waarmee jy jouself baie besig hou is ek kan dit enig besef as ons land sou op 'n wonderwerk manier 'n reënboognasie word, sal ons die uitsondering op aardbol wees. Want ek weet van geen plek waar soveel verskillende soorte mense van soveel verskillende kulture en goede op een plek is en almal kyk na ons asof ons iets verkeerd doen dat dit nie wil werk nie, maar nêrens op aarde het dit al gewerk wat ek kan raak sê nie. Soveel as wat dit 'n amazing ding is aan die een kant dink ek om voor te hoop en te werk en te wat alles. Want ek het niks teen enige mens, dis ding van die een is nie beter of reg of meer reg of wat ook al nie, dis totaal en al anderste. En dis hoekom baie as hierdie land hoor van nee maar julle Europeërs dit en daai en ander en dis nie Afrika nie en wat want dit is net so verskillend. Ja. Noem dit godsdienstig, noem dit kultureel, wat ook al die rede is, dit is totaal verskillend. En dit maak dit baie baie moeilik in ons land. So vertel ons wat met Lex Libertas nou wat ontstaan het. Wat is jou poging daarmee? Waarmee hou jy jouself doenig met dit? Wat is die punt van die ding? So Lex Libertas is 'n nuwe inisiatief. Ons het dit in Maart begin. Dit was vir so 'n maand of wat het ons dit die Pionier inisiatief genoem as 'n soort van 'n plekhouer naam met die idee dat ons die mense kry om deel te neem en insette te gee. En ons het dit toe 'n meer finale struktuur en raamwerk gegee. In Mei toe ons dit aangekondig het die naam gaan Lex Libertas wees. So Lex Libertas is natuurlik Latyn. Die woord lex beteken wet en libertas beteken vryheid. En so dit sê eintlik waarvoor ons beywer. Ons beywer ons vir 'n konstitusionele raamwerk waarin mense vry kan wees en waarin gemeenskappe vry kan wees. En ons argument by Lex Libertas, kom ek sê eers, dis 'n kombinasie tussen 'n ideesentrum wat hulle in Engels noem 'n think tank en 'n voorspraakgroep of 'n advocacy groep wat voorspraak maak vir 'n bepaalde saak. En ons kernargument is dat die krisisse wat ons in Suid-Afrika beleef, krisisse soos die destruktiewe beleidsraamwerk, die verbrokkeling van die staat, die minderhede wat geteiken word ensovoorts, is eintlik simptome van 'n dieper liggende uitdaging en dis presies wat jy ook nou beskryf het. Die land is baie groot, die land is baie divers, ons stem nie saam oor die geskiedenis nie, ons stem nie saam oor, ons het nie dieselfde kultuur nie, ons het verskillende sienings oor filosofiese kwessies, oor wat is die rol van die staat, hoe vertolke mense die grondwet, al daai soort goed, so daar's groot diversiteit, maar daar's ook groot armoede. En dit is 'n ingewikkelde ding om te hanteer, veral in 'n demokrasie. Nou, ek is pro-demokrasie, maar in die moderne era mag jy niks sê wat op een of ander manier vertolk kan word as anti-demokrasie nie. Maar daar was al navorsing daaroor gedoen oor werkdemokrasie, of kan 'n mens sê dat 'n regering beter funksioneer as dit 'n demokratiese regering is? En die navorsing sê eintlik ja, as dit 'n homogene en 'n ryk land is. Met ander woorde, as die land as daar lae werkloosheid is, hoë welvaart, en as die mense min of meer dieselfde dink oor kwessies soos
konstitusionele kwessies. Ja. Suid-Afrika is 'n arm land en die mense stem nie saam oor hierdie goed nie. En wat dan nou eenvoudig gebeur is mense stem vir sosialisme. Hulle stem omdat hulle arm is en nie noodwendig die vraag is of jy so 'n persoon kan kwaadlik neem, maar daar's een party wat argumentsontalwe sê stem vir ons vir 'n beleidsraamwerk waarin jy jou eie besigheid kan begin en jy gaan mense kan aanstel ensovoorts en daar gaan min rompslomp wees. En 'n ander party sê stem vir ons en ons gaan vir jou social grants gee. Dan daai persoon wat die social grants gee, die party wat die onverantwoordelike beleidsraamwerk het, word beloon. En dit is by die punt dat die oplossing, glo ons, is dat die stelsel moet gedesentraliseer word. Met ander woorde, die sentrale regering moet baie minder mag en gesag hê en plaaslike gemeenskappe moet baie meer seggenskap en groter vlakke van vryheid hê wat ons nie tans het nie. Nou, maar daar is ook my hartse goedjies, want my gesê is altyd 'n regering moet 3 mense wees, 'n baas, sy sekretaresse en nog iemand. En dis omtrent wat ek kan sien voor wat hulle voorwerk nodig het. Dis omtrent al wat ek van jou wil weet vandag is net basies die agtergrond van wat is nou in die gang met wat jy net begin het? Is nie 'n nuwe begin nie, maar 'n nuwe baadjie vir jou werk. En die ding van vryheid en goede oor jou agtergrond en wat jy studeer het. So baie dankie daarvoor. My laaste vraag, en ek hoop om verder met jou te praat dan oor die praktyk van wat jy doen en al die moontlikhede. Hier's 'n vraag wat ek altyd vir die mense op die einde vra. As jy nou 'n gewone Suid-Afrikaanse burger is, hier sit jy en dink, "Wel, wat kan ek doen? Hoe gaan ek nou help uit 'n persoonlike kapasiteit om hierdie land iewers heen te vat, hopelik beter?" Wat is jou antwoord vir die mense? Wat doen 'n gewone ou? Wel, die goeie nuus, ek het toevallig vanoggend daaroor 'n praatjie gegee by die Pretoria Sakekamer en die goeie nuus is jy hoef eintlik min te doen. NP van Wyk Lou was op 'n stadium gevra, hy het kritiek gekry en die kritiek was maar die land is in krisis en die wêreld is in krisis en jy is nou hier met jou kultuurgoed besig en wat moet mense doen in tye van krisis? En sy antwoord was gaan net aan. Ja, hy het gesê gaan net aan. En ek dink om dit prakties te maak wat ons nodig het is ons het mense nodig wat eintlik hulle lewe daaraan wy om verandering teweeg te bring. En so dit is die een, ek weet nie, ek wil nie sê kerngroep nie, want dis nie, nou goed, ons het mense nodig wat regtig aktief heeldag daarmee werk. En dan het ons mense nodig wat hulle eie werk het, wat prokureurs of onderwysers of dokters of wat ook al is, maar wat 'n soort ondersteunende rol speel, wat as vrywilligers betrokke is, wat tyd gee en betrokke is. En dan die groot gros van mense moet aangaan met waarmee hulle besig is. As dit 'n man is, moet hy 'n goeie man vir sy vrou en 'n goeie pa vir sy kinders wees. Hy moet sy werk uitnemend doen, hy moet inkomste inbring, hy moet help om die ekonomie te stimuleer, ensovoorts. En natuurlik as dit 'n vrou is, moet sy haar rol as 'n ma vervul ensovoorts. Maar ek sal dan net wel sê dat ons gaan in 'n aansienlik beter posisie wees as ons almal op een of ander manier by een of ander instelling betrokke is. En 'n instelling kan baie goed wees, 'n instelling kan 'n kerk wees, 'n instelling kan 'n sosiale klub wees, dit kan 'n organisasie wees, 'n burgerregte organisasie, dit kan 'n ideesentrum wees, en betrokke kan wees, jy gee 'n maandelikse skenking van 50 of R100, dit kan wees jy skenk tyd, dit kan wees jy help met een of ander vaardigheid wat jy het, en dit verg nie baie nie, maar ek dink tog, as ons nie dit doen nie, gaan ons moeilikheid hê, maar soos ek sê, die goeie nuus is, mense hoef nie nou alles waarmee hulle besig is te los en skielike totale drastiese lewensverandering te ondergaan nie. Dis goeie nuus, liewe vriende. Jy hoef nie alles te doen nie, maar jy moet iets doen. Jy moet iets doen. Ek het vandag vroeër onderhoud gehad met Bonsai Shongwe en ook gepraat oor die ding van mense moet net iets doen. Jy is nie 'n slaaf in 'n koninkryk nie. Jy het 'n stem en soos wat die regering jou stem miskien miskyk of boor dit loop of wat hulle ook al doen daarmee, het jy stem en jy kan at least iets daarmee doen. So doen iets, gaan sluit aan by iemand wat weet wat gaan aan. Dis so, ek dink wat ek baie van groepe soos jou nou, daar's 'n paar sulke groepe wat verskillende dinge doen, maar dis iewers waar jy jouself kan gaan aanmeld, as dit die woord is, of jou hulp gaan gee, of ondersteuning gee op die minste, om hulle toe te rus, om te doen wat hulle doen. Ons kan nie almal hof toe gaan en gestryd daar met die regering nie, maar dis nodig dat iemand dit doen. So, daar's liewe vriende, daar's vir iets prakties om te gaan doen. Moenie worry nie, maar gaan doen iets, moenie niks doen nie. Dankie Is baie dankie vir jou tyd. Ek hoop ons kan weer praat, baie sterkte met jou besige lewe.
Ja, En, en ek sal graag 'n opvolggesprek met jou voer. Dit sal baie lekker wees. Dankie man. Soos met 'n goeie film is musiek die mees belangrike faktor wat die atmosfeer van jou troudag sal bepaal. Dit maak of breek. Van die oomblik wat jou gaste opdaag totdat die dansvloer sluit, sal Music for Weddings sorg dat jou persoonlike liefdesverhaal die perfekte lewende of opgeneemde klankbaan het. Vind meer uit by musicforweddings.co.za. Hulle het pakkette beskikbaar vir elke smaak en begroting. Bespreek SA se heel beste troumusiekverskaffer. Jy luister nou na Radio Nuwe Lied. Jou Christelike lewenswyse radiostasie. Klets, kuier, luister en leer in Afrikaans.